Lena, ja, ek het 'n vraag oor poppe vir jou. Okay, wat is die vraag? Droom poppe ook? Ja, ons droom sommer baie. So Lena, wat droom jy? Wat het jy gisteraand gedroom? Ek het gedroom dat ek op 'n reënboog sit en afgly. Wow, okay, so poppe droom. Ja, ons droom baie. Sjoe, het jy geweet dat daar 'n koning was in die Bybel wat ook 'n droom gehad het, maar hy het hom nie verstaan nie. En toe wou hy gehad het dat al die slim mense in sy koninkryk die droom uitlê. Nee, vertel asseblief meer. Wel, hierdie koning se naam was koning Nebukadneser. Dit is dan maar 'n lang naam daai, Nebukadneser. Net so. So koning Nebukadneser het toe 'n droom en hy roep al sy slim mense bymekaar. En hy vra vir hulle om vir hom te verduidelik wat hierdie droom beteken. Ja, en wat sê hulle toe? Hulle sê toe, maar koning, gee asseblief vir ons wat jy gedroom het, sodat ons jou kan sê wat dit beteken. En toe? Nee, maar die koning het toe gesê, hy gaan nie vir hulle sê wat hy gedroom het nie. Hulle is mos so slim, hulle moet vir hom sê wat hy gedroom het en wat dit beteken het. Dit klink so 'n bietjie onregverdig. Ja, maar die koning het gedink, hierdie slim mense is so slim, hulle sommer sal weet wat hy gedroom het ook. En toe sê hulle vir die koning, maar koning, ons weet nie wat jy gedroom het nie, en daarom kan ons nie vir jou sê wat dit beteken nie. Ja, en toe raak die koning sommer baie kwaad, en sê, dat hy hulle almal gaan doodmaak, omdat hulle nie vir hom kan sê, wat sy droom was, en wat dit beteken nie. Hulle was seker baie bang. Ja, hulle was baie bang en kwaad, want hulle kon nie die droom uitlei nie, want hulle het nie geweet wat die droom was nie. Ja, hulle was nie so slim nie, Nee, maar weet jy wat, gelukkig was daar iemand wat die Here geken het in daai land. Wie was dit? Dit was Daniël. Daniël van die leeukuil. Ja, daai einste Daniël. So Daniël hoor toe, dat die koning gesê het, hy gaan al hierdie slim mense doodmaak. En hy maak toe 'n plan. Wat 'n plan het hy toe gemaak? Hy het toe eers gevra dat die koning se soldate nie dadelik almal doodmaak nie, want hy wil graag vir die Here vra wat om te doen. En toe het hulle hom 'n kansie gegee. Dis goeie nuus. Ja, toe het Daniël en sy vriende saam gebid en die Here gevra wat die koning gedroom het en wat dit beteken het. Ja, toe het die Here vir Daniël gewys wat die koning gedroom het en wat dit beteken het. Dit is sommer baie slim. Ja, die Here was slimmer as al die slimste mense in die land. Toe het Daniël gegaan en vir die koning gesê wat hy gedroom het en wat dit beteken het. Die koning was seker baie bly. Ja, en ook die ander slim mense wat die koning wou doodmaak. Toe het die koning vir Daniël gesê, maar nou weet hy dat Daniël se God die slimste God is wat daar is en die regte God is. Ja, dis waar, die Here is die slimste. En so kan ek en jy vandag ook weet dat al is daar goed wat ons nie verstaan nie en dat ons as ons nie die regte antwoorde het nie en ons nie slim genoeg voel nie, dat die Here vir ons kan wys hoe om dit te verstaan. Ja, dit maak sommer baie sin. As ek nie al die antwoorde het nie, dan sal die Here my help. Ja, en net soos Daniël, kan ons dan ook met die Here praat en vir hom vra om vir ons te verduidelik wat die antwoorde is. Ja, dis nou soos bid, Ja, presies. Soos Daniël en sy vriende gemaak het toe hulle nie die antwoorde geken het nie, het hulle met die Here gepraat en ons doen dit bid. Okay. Wel, dan kan ek en jy nou 'n bietjie bid vir die Here en vra dat hy ons sal help as ons nie die regte antwoorde het nie en as ons sukkel om te verstaan. Ja, ek voel op lus om met die Here te praat. Kom ons bid. Okay. Jesus, baie dankie dat jy ons help as ons nie verstaan nie. En help ons ook, Here, dat jy vir ons die antwoorde gee vir dinge wat ons nie verstaan nie. Amen.